Goeiedag vriende, baie welkom ook so as ons hierdie week afsluit. Wat 'n wonderlike verrykende Pinksterweek was dit nie gewees nie. En ons het as 'n gemeenskap, eintlik nie net gemeentes, die gemeentes van Alberton, hierdie groot voorreg gehad om saam met mekaar op reis te wees. Ek onthou sommer so gesprekke met mense en vriende en oor gemeentes heen het nou eintlik die voorreg om in hierdie week het ek en 'n klomp van ons die voorreg om by mekaar se gemeentes te kuier. En dan gesels jy met 'n klomp mense en dan beleef jy iets van die Here se gees wat ook in ons midde 'n eenheid smee. Ons dink aan sekere kerktradisies, dink byvoorbeeld daar in die VGK kerk, Dominee Ferrenkloete wat daar in Lamberts Baai is, het my net weer opnuut bewus gemaak van hoe dit ook in haar en hulle kerktradisie is, dat hulle van Hemelvaart af vir 10 dae aan een Pinkster hou. Wonderlik. En ons was besig gewees met die saligsprekinge. Ek wil ons afsluit gedagte op 'n manier saamvat, sonder om alles weer te herhaal, dit wat ons in hierdie week gehoor het. En hier by ons het ons die gebruik gehad om in hierdie week saam met mekaar Halleluja liedere te sing. Wat vir my wonderlik is, dat ons eintlik ons Pinkster donderdag aand afgesluit het met die Onse Vader. In hierdie week wou ons op soek wees na 'n manier van hoe kan 'n mens die hemel af aarde toe bring. Dink sommer net baie keer in die uitdrukking wat ons gebruik wanneer dinge reg is en goed is. Of hierdie uitsig, hierdie vooruitsig, as dit gebeur, sal dit daarom hemel op aarde wees. En baie keer, dit is nie 'n ligkasteel konsep nie, maar dit is eintlik Jesus se volgelinge word die mense, die agente wat die hemel af aarde toe bring. Deur rein van hart te wees, sagmoedig te wees, deur mense te wees wat weet hoe afhanklik hulle van God is, mense wat beledig word en nie terugbeledig nie, mense wat by uitstek 'n pad bou tussen mense waar daar nie 'n pad is nie, vredemakers, mense wat op so 'n manier die wêreld, die hemel af aarde te bring. En ek nooi jou uit om in die lig hiervan saam met my, ons lees die Onse Vader gebed, Matteus 6, en ons lees daarvan in vers 9 tot 15. So met julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. Ek wil ons aandag vestig hier op vers 10. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. En as ons dit bid, dan bid ons eintlik, Here, mag ons 'n antwoord wees op hierdie gebed wat ons self bid. Here, mag ons u koninkryk, daar waar ons iets van hierdie geseënde identiteit raak leef, daar breek die koninkryk aan en daar breek dit deur. Mag ek en jy ook so leef. En daarom bid ons saam. Here, ons vra ook dat u vir ons sê vir u dankie vir hierdie wonderlike Pinkster. Dankie vir hierdie tyd en ons sien met groot opgewondenheid uit na
dit wat ook môre in ons kerke reg oor die land gebeur as ons Pinksterfees vier. En mag ons gestuur word, aangevuur word deur die Gees om u koninkryk hier op aarde te laat kom. Dit bid ons in u wonderlike naam. Amen. Seën vir jou en mag die Here se vrede jou saam met jou gaan. Mooi bly.